Goeiedag, ek sit hier in my kantoor en ek gaan die laaste 3 Sondae groei geleentheid wat ek opgeneem het en ook die 2 eredienste wat ek in die kerk aangesig tot aangesig gedoen het, gaan ek sommer kombineer vir die wat nou welke een van dies gemis het. So daar's 2 teksgedeeltes wat ek wil lees. Die eerste een kom uit Jesaja 2 uit vers 4, waar die profeet skryf dat wanneer mense optrek na die berg van die Here toe, sal hulle van hulle swaarde ploegskare smee en van hulle spiese snoeiskere. Die een nasie sal nie meer die swaard teen die ander opneem nie, en hulle sal nie meer oorlog maak nie. En dan die gedeelte uit Petrus, net vers 1, van Petrus, apostel van Jesus Christus, aan die uitverkorenes van God, vreemdelinge in die wêreld, wat verspreid woon in die provinsies Pontus, Galasië, Kappadosie, Asië en Bithynië. Petrus skryf aan gelowiges wat tot bekering gekom het, heidene, wat dan verspreid woon in verskillende provinsies. Hulle bevind hulle basies in 'n lockdown periode, want hulle was nie toegelaat om te reis nie. Die gevoel teenoor Christene in hierdie provinsies was baie negatief. Hulle het baie swaar gekry. Hulle was basies nie toegelaat om te reis nie, so hulle was al ingeperk. En hulle kon nie normaal aan die ekonomie deelneem en besigheid doen nie, so hulle daar swaar gekry. En dan verder was hulle gebrand, veral Petrus wat in die brief skryf, word 2 jaar na hierdie brief geskryf het, word hy soos 'n fakkel aan die brand gesteek aan 'n kruis, om lig te gee vir die stad Jerusalem. So daar was 'n geweldige veldtog teen gelowiges, en nou skryf Petrus uit die tronk uit vir hierdie ouens hoe om te survive. En hy gebruik die woord vreemdelinge, en dis baie interessant, want julle moet nou hierdie konsep nou probeer reg verstaan. Jy kry 3 groepe mense in die wêreld. Die eerste groep is mense wat sê hierdie wêreld waar ons gebore word is al wêreld wat daar is. So hulle dink nie aan die ewige lewe of die lewe na die dood nie. Hulle sê hierdie wêreld is al wat daar is. En baie mense op die planeet en oor die geskiedenis was daar. So hulle lewe vir hierdie wêreld, in hierdie wêreld. En in hierdie wêreld, sedert Adam en Eva van die vrug geëet het daar 'n ander stelsel as die paradysstelsel. Die paradysstelsel waar Adam en Eva ingebore was, waarvoor ons bestem was 'n stelsel van volkomenheid, volmaaktheid, van liefde, van vrede, van vreugde, van heelheid. Dis 'n plek waar daar nie trane is nie, waar daar nie sweet is nie, waar daar nie ouderdom is nie, waar daar nie dood is nie, waar daar nie lyding is nie, waar daar nie pyn is nie, waar daar nie onreg is nie, waar daar nie teleurstellings is nie, moedeloosheid is nie, hopeloosheid is nie, swaar kry is nie, waar dinge nie skeef loop nie. Dit is 'n perfekte wêreld. Maar ons word dan nou in hierdie wêreld gebore waar daar 'n ander stelsel en stel reëls en beginsels geld. Ons hoor dit al reeds, as hulle uit die paradys gaan, in die sweet van jou aangesig sal jy jou brood verdien. Met pyn sal jy jou kinders in die wêreld bring. So daar kom, dinge loop skeef, mense stel mekaar te leer, onreg vind plaas, mense veroordeel mekaar, mense haat mekaar, mense hou nie van andersheid en van diversiteit nie. Jy moet of soos ek wees, of praat of dink, of anders hou ek nie van jou. Ek sien jou as 'n bedreiging, daar's kompetisie. Mense lewe vir die vervulling van hulle begeertes, van hulle vlees, en mense wil suksesvol wees, daarom is daar konflik, daarom is daar oordeele, daarom is daar rasisme, daar's seksisme. So daar's 'n stelsel in hierdie wêreld, waar mense wat in hierdie wêreld bly, waar hulle meedoen. Dit is hulle lewe. Dan is daar 'n tweede groep mense, dit is mense wat dan tot bekering kom, of soos ons wat in die kerk groot word, wat sê ons is in die wêreld, ons is nie van die wêreld. Ons gaan hemel toe. Maar nog steeds lewe hulle maar eintlik in die wêreld. Ons lewe hier vir eendag as ons hemel toe sou gaan. Nou daar's 'n derde groep mense, en dis die vreemdelinge waarvan Petrus praat. Hy sê jy moet 'n ander paradigma hê in hierdie wêreld, anders gaan jy swaar kry.
Jy moet weet, jy is eintlik 'n burger van die hemel. Jy is nie 'n burger van Namibië nie. Jy is nie 'n aardse burger, 'n wêreldburger nie. Jy is 'n hemelse burger wat net hier deurreis. Jy is op besoek hier deur, my kuier net hier deur. Jou paspoort en jou nasionaliteit is van die hemel waartoe jy gaan, maar tussentyd gaan jy op vakansie basies. Party mense 30 jaar, 40 jaar, 50, 60, party 80, 90 soos om Dirk nou die dag. Maar daarom sê hy, as vreemdeling moet jy nie jou penne te diep in hierdie wêreld inkap nie, want Paulus in Korintiërs sluit hierby aan as hy sê, ons wat maar in 'n tentwoning leef, sug in hierdie wêreld. Ons kry swaar in hierdie wêreld. Terwyl ons op vakansie is, terwyl ons as dit ware immigrante in hierdie wêreld is, kry ons swaar. Hoekom? Want ons is gemaak vir 'n plek waar die stelsels en die sisteme heel anders is waarin ons gebore word. En ons gaan weer terug na daardie plek. So, wat Petrus hier probeer doen, is hy probeer vir jou sê, jy moet nie te vaskyk in hierdie wêreld wat gebeur nie. Want as jy te vaskyk en jou pen is te diepie in, gaan daar 'n paar goed gebeur. Een is, jy gaan baie ontstel raak oor goeders, as dinge skeefloop, as daar onreg is, as dit verkeerde goed met jou gebeur, as mense jou lieg, bedrieg, van jou steel, wat gaan jy ontplof, jy gaan dit so ernstig opvat en jy gaan baie ontsteld word daaroor. En jy gaan in hierdie wêreld dan ook baie bekommerd wees, is dat jy jou goedjies kan verloor, dat iemand dit gaan vat, dat dit met jou swaar gaan, dat jy dalk gaan siek word. En dan gaan jy gevul word met begeertes en jy met welis. Jy gaan probeer om die dinge van hierdie wêreld, gaan jy deel van jou lewe wil maak en jou identiteit daar rondom bou. Terwyl Paulus sê, jy moet nie dit doen nie, want jy is net vir 'n tydjie hier, jy is nie heeltyd hier nie. En dan die 3 goed wat ek hanteer het, wat hy sê ons in hierdie wêreld anders moet optree. So hy sê daar's 3 goed wat ons in hierdie wêreld anders moet doen as wêreldlinge. En die eerste een gaan oor andersheid en diversiteit. Sê die gewone mense hou nie van mekaar nie, want ons hou nie van mense wat anders lyk as ons, ander kultuur het as ons, ander geloof het as ons, ander oortuigings het as ons, en daarom kan ons hulle verwerp, ons kan hulle veroordeel, ons kan hulle verkleineer, soms kan ons hulle vloek en ons kan hulle skel, op die einde kan ons hulle net haat. Hulle maak ons lewe moeilik, jy hou nie van hulle nie, en jy soek hulle nie in jou lewe nie, hulle is die oorsaak vir alles wat verkeerd is, en kan dit lei tot 'n sterk rasisme. Nou, ek het ook gesê, ons hou nie daarvan om te hoor ons is rasiste nie, maar as ons diep eerlik is met onsself, het uit COVID-tyd het daar weer 'n kleur ding gekom. Mense kwaad geraak vir die president, hoe hy die ding hanteer het. Mense het gevoel, maar hier's iets agter om wit mense nou te na te kom. En ons president het begin praat van kleur, van julle wites wat in die stemrye staan en sê, stem teen swart. So, ek dink amper soos in Amerika daar nou is, ek dink ons baie meer homogeen was in ons samelewing, het daar nou 'n skeiding gekom, en staan etniese groepe nou baie teenoor mekaar, en nou nie vir mekaar nie, en sê vir mekaar sleg, om braaivleis vier, vloek mekaar, haat mekaar, en Petrus kom sê, hy sê dit pas nie weer. Dit pas by 'n wêreldling. 'n Ou wat nie vir Jesus ken nie, is dit normaal. Dit is sy leefstyl. Maar as jy 'n gelowige is, dan moet jy anders leef. So dis die eerste ding. Die tweede ding wat hy sê is, jy moet leef met genade en vrede. Want hy sê, genade en vrede in oorvloed vir julle. Nou, ons wêreld is genadeloos en ons wêreld het nie vrede nie. In ons wêreld is daar konflik, is daar oorlog, is daar woede, is daar haat, en dit maak dat ons in hierdie wêreld, soos hierdie wêreld wil wees, om hard, genaakbaar, genadeloos met mense te wil wees, versus om mense te kan aanvaar, mense te kan geniet, diversiteit te kan vier, in eenheid te lewe, verbind aan mekaar, is die tweede ding. So die eerste een is, ons moet nie rassisties wees nie, die tweede ding, ons moet nie in die stelsels van die wêreld van genadeloosheid en woede en in haat in verval nie. En dan die derde, en dan die derde een is dan oor hoop. Wat hy van praat, is dat mense in hierdie wêreld het 'n valse hoop. Want 'n valse hoop lê in 'n beter môre. Mense sê, ja, 2020 was 'n verskriklike jaar met COVID. Ons hoop 2021 is beter. En wat ons eintlik daardeur wil sê, dit moet ekonomies beter gaan, dit moet finansiëel met ons inkomste beter gaan, dit moet met ons werke en ons besighede beter gaan, dit moet met ons
toerisme beter gaan, met die skole en onderrig moet dit beter gaan. So ons hoop is eintlik maar in 'n voorspoediger, suksesvoller, winsgewender toekoms, wat niks anders is as hierdie wêreld nie. En Paulus sê, wanneer jy hoop op hierdie goed gaan sit, gaan dit ydel raak, dis valse hoop. Want gebeur dit nie, werk dit anders, as daar teëspoed is, as daar terugslag is, as daar armoede is, as daar onreg is, as daar swaar kry is, as daar siekte is, dan gaan hierdie hoop dood. Paulus skryf uit die tronk in slegte omstandighede met 'n lied in sy hart, want hy's 'n vreemdeling in hierdie wêreld. Daarom vat hy hierdie wêreld en wat hier gebeur nie so ernstig op nie. Hy ontstel hom nie so erg daaroor nie. Hy weet dit gaan verbygaan. Hy weet ook, eintlik verwag hy, dat dis die goed wat gaan gebeur. Maar ek moet anders wees. Ek moet anders lewe. En sonder wat verby is, het ons gepraat oor slegte gewoontes. Mense wat in hierdie wêreld is, kan die slegte gewoontes van hierdie wêreld aanneem. Wat Galasiërs sê, is woede, haat, naaiwer, jaloesie, twis, afgodery, sedeloosheid, onsedelikheid, losbandigheid. En dan kom hy met die vrug van die Gees wat hy sê, nee, julle moet 'n gewoonte en 'n leefstyl hê wat geroutineerd is, wat beheerst is, wat goeie gewoontes tot gevolg het, wat goeie effekte het. En dit bring geluk, dit bring vreugde, want slegte gewoontes bring hartseer en pyn, skade, finansiële moeilikheid, en selfs die dood, want ons fisies kan ons slegte gewoontes, deur wat ons eet en drink, kan ons doodmaak. En dit maak ons armer, want ons moet gereeld dokter toe gaan, ons moet operasies hê. Dis om deel van hierdie wêreld te wees, dis om in hierdie wêreld jou penne in te kap. Nee, as ons 'n vreemdeling is, 'n burger van die hemel is, dan weet ons moet na onsself en ons gesondheid kyk, ons moet na ons emosies kyk, ons moet na ons siege kyk, ons moet na ons geestelike lewe kyk, so ons moet in gewoontes wees, waar ons kerk toe gaan, waar ons Bybel lees, waar ons bid, waar ons die Here vra om hierdie aardse, vleeslike, menslike gedrag wat ons wil openbaar, van retaliate, van revenge, van terugbetaal, van terughaat, van terugkry, van veroordeel, moet die Here uit ons lewe uitvat, En nou sluit ek af, want dit is wat Jesaja sê. Jesaja sê, wanneer jy in die teenwoordigheid van die Here kom, dan kom daar as het ware 'n smeltkroes in jou hart, waar jy van 'n swaard 'n ploegskaar maak. 'n Swaard maak dood, 'n swaard beklei, 'n ploegskaar bring lewe, groei. So ons is in hierdie wêreld gestuur om ploegskare en snoeiskere te wees, wat groei stimuleer, wat nuwe goed. Dit beteken ons moet saamwerk aan 'n beter wêreld. Ons weet hierdie wêreld is terrible. Jesus sê, in hierdie wêreld sal julle dit swaar hê. Julle sal dit swaar hê in hierdie wêreld. Maar hou moed, ek hierdie wêreld klaar oorwin. Want Jesus Christus se opstanding word as dit ware die vuur in ons harte, wat van swaarde en spiese, pyle en boë, instrumente, ek moet 'n instrument van die liefde word, van die lewe word, van groei word, van nuwe beginne, van 'n beter lewe vir mense word. Hoe kry ons dit reg? Nie uit onsself uit nie. Dis 'n totale oorgawe, dit is elke dag amper soos jou baard skeer, elke dag 'n neerlê van jou menslikheid, van Here, ek wil nie vandag soos hierdie burger van hierdie wêreld leef. Help my om vandag 'n hemelse burger te wees, wat aangenaam is, wat vrolik is, wat 'n vreugde in hierdie wêreld indra, wat nie deelneem aan diefstal en korrupsie en skinnery en agterpraat, baksery wees en oneerlik wees. Nee, mag ons anders optree, mag ons die sisteme en die stelsels van die hemel, saam met ons op ons reis en op ons besoek en op ons kuier en op ons vakansie deur hierdie wêreld, mag dit die geskenke wees wat ons uitdeel, want ons het dit klaar in die hemel ontvang. Ons kom van daar af, ons beweeg hier deur en ons gaan weer terug soontoe. So, daarom, kom ons wees nie so bekommerd nie, nie so bang vir die toekoms nie. Wat ons weet, wat ook al vorentoe gaan gebeur, is tydelik. En ons sal daar deurkom, soos wat ons deur COVID gekom het. Ons is dalk slegter af en slegter gewoontes, maar ons is daar deur, want die Here het gesê, hy sal saam met ons lewe, omdat hy opgestaan het, lewe hy in ons harte. Mag dit vir jou help vandag, mag dit jou iets vir jou beteken, en dan hoop ek sien jou Sondag in die erediens waar ons nagmaal het, en waar ons dan hierdie kort reeksie van my afsluit oor post-grendeltyd. Mag die Here jou seën. Kom ek bid vir ons. Vader in die hemel, baie dankie vir u woord. Dankie dat dit kragtig is. Dankie dat dit ons moed gee. Dankie dat dit ons lewens vorm. Mag die Heilige Gees al die swaarde en spiese in ons harte smelt, sodat dit ploegskare kan word, wat lewe en groei bring.
In die wonderlike naam van Jesus Christus bid ons dit. Amen.